Nou ja, ons studie en reeks uit Efesiërs is nou besig om na 'n einde se kant toe te staan en ag, ek is so spyt daaroor dat ek wanneer ons klaar is sommer van voor af wil begin. En dat ons hierdie pragtige brief nog 'n keer deurwerk, maar ek sal dit nie doen nie. Kom ons lees saam Efesiërs 5, daarvan vers 22 tot en met vers 33. En as ek die boodskappe op my rekenaar reg gestoor het, dan is hierdie vanaand dan die 16de boodskap uit Efesiërs. En wat 'n kosbare en 'n aangrypende brief is dit nie. Ons lees dan saam Efesiërs 5 en daarvan vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat die gemeente voor hom, of sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en hy moet sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. En hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Ons lees saam uit die wonderlike woord net tot hier. Kom ons buig ons harte en ons bid net saam. Ons dierbare en wonderlike Here, baie dankie dat ons in hierdie aand weer in U naam by mekaar kan kom. Baie dankie dat U ons lewens gespaar het, en dat ons hier byeen kan wees in hierdie aand. Dankie vir die woord van God wat U vir ons nagelaat het, en dankie dat U woord inderdaad 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. En ons kom vanaand by 'n gedeelte in die Bybel wat vir ons huwelike lewens belangrik is. Daarom bid ons, Vader, dat U woord tot ons harte spreek. Dat spreker en hoorder vanaand nie wegduins van die woord af nie. Want U het dit vir ons so laat opteken. En ja, Here, U staan en val by U woord, of U staan by U woord liewer. Want U kan nie val nie. U woord is ewig waar. En daarom bid ons, Here, gee vir ons in hierdie aand groot genade, om te hoor, wat wil U aan U gemeente, aangaande die huwelik kom meedeel. Baie dankie vir ons samesyn, dankie vir elkeen hier teenwoordig. Kom vanaand, kom bereik U wonderlike en goddelike doel in ons elkeen se lewens. En baie dankie dat ons dit kan bid in die naam van ons Here Jesus, met danksegging. Amen. As ons net weer terugblaai na hoofstuk 5 vers 18 toe, waar ons die opdrag verlede week aangehoor het,
dat ons nie dronk moet word van wyn nie, omdat daarin losbandigheid is, maar dat ons met die Gees vervul moet word. Dan wil ek graag die vraag in ons midde kom lê, wat is die kruks en die hart van 'n geesvervulde lewe? Wil jy so 'n oombliekie gee om oor hierdie vraag net na te dink. Wat is die kruks, wat is die hart van 'n geesvervulde lewe? Is dit om van ons beter mense te maak? Is dit sodat ons meer suksesvol kan wees? Waarom sê die Here vir ons in sy woord hierdie lewensbelangrike opdrag aan sy kinders, word met die Gees vervul? En ek dink die rede is baie eenvoudig. Dit is sodat ons lewens onder die volkome algehele heerskappy van Christus kan kom. En as ons nou aanlees en ons kom by hierdie gedeelte wat ons vanaand saam gelees het, dan is dit slegs moontlik om aan hierdie twee opdragte, want daar's eintlik in hierdie hele gedeelte vers 22 tot 33 net twee opdragte. En alles wat in die res van die gedeelte staan, sentreer rondom hierdie twee opdragte. En ek wil waag om te sê dat as ons lewens nie onder die volkome en algehele heerskappy van Christus is nie, is dit onmoontlik om hierdie twee opdragte te gehoorsaam. En dis dan wanneer dinge skeefloop. Dis dan wanneer dinge nie uitwerk nie. God se ontwerp vir die huwelik, is ons tema vanaand. Nou, ek weet nie van u nie, maar ek het nogal 'n swak punt in my lewe, en dit is dat wanneer ek iets nuut kry, het ek nie die geduld om eers die handleiding te lees, en dan die produk uit die omhulsel te verwyder en aan te skakel en wat nie. En ek weet dit is nou nie met u soos dit met my is nie, maar ek het al so baie keer 'n bloukie geloop met 'n nuwe toestel of wat dit ook al mag wees, omdat ek net eenvoudig te haastig van geaardheid is om so 'n bietjie tyd te neem en die handleiding te lees en te kyk wat sê die vervaardigers van die produk, wat is belangrik, wat moet ek nie doen nie. Ek het nou net Saterdag het ek 'n toets gedop, toe ek 'n watertank by my huis geïnstalleer het, en ek toe nou 'n wonderlike plan uitgewerk het van waar presies wil ek die pomp sit, en toe installeer ek die pomp hoër as die tank, en ek skakel hom aan, en toe kry hy seer. En as ek die handleiding gelees het, sou ek gesien het, daar staan in die handleiding, die pomp moet op presies dieselfde vlak wees, as daar waar die water uitkom uit die tank uit, sodat hy nie droog loop en seer kry nie. 'n Duur les, wat ek nou net die afgelope naweek weer geleer het. En ek het die handleiding, en dit staan in die handleiding, maar nee, Bester is te haastig. Hy wil vinnig die ding gedoen kry, en hy wil dit doen soos hy dit wil doen. Kom ons doen gou 'n meningspeiling. Wie van julle lees altyd eers die handleiding? Julle laat my baie beter voel. Wie doen dit nie? Ja, ek is nie alleen in hierdie saak nie. En ek dink die meeste van ons, behalwe julle ouens wat slimmer as ek is, wat van self weet hoe werk alles, die meeste van ons weet dat die rede hoekom daar 'n handleiding is omdat die vervaardiger van die produk presies weet hoe die produk ontwerp is.
hoe die produk geïnstalleer moet word, hoe die produk gebruik moet word. En ja, as ons dan die handleiding ignoreer, dan loop dinge soms 'n bietjie skeef in ons lewens en nou moet ek gaan uitvind of ek die pomp kan laat regmaak. Ek hoop wel so. As daar van julle is wat weet, sê my na die tyd. Ek sal bly wees. Maar wat van die huwelik? Hoeveel mense is daar op aarde wat God se handleiding, hy wat die huwelik ontwerp het, hierdie mooiste heilige instelling, die wonderlike verhouding wat God tussen 'n man en 'n vrou bestem het. Hoeveel mense is daar wat God se handleiding vir die huwelik op sy skuif en dan geweldige pyn, geweldige hartseer ervaar in ons lewens. Jy weet, die kultuur om ons word ongelukkig aangedryf deur Hollywood. En Hollywood se handleiding leer vir ons dat die huwelik is daar vir jou om geluk te vind. Vir jou om jouself te verwesenlik. Dit gaan oor myself, dit gaan oor ek. Ek moet geluk vind, ek moet gelukkig wees. Jy moet my gelukkig maak. Nee, dit is die Hollywood model. En dan kom mense vinnig agter en mense raak ontnigterd en sê, hierdie ding werk nie lekker nie. Want ek vind nie hierdie vervulling wat ek gedink het ek gaan vind nie. Ek vind nie die geluk wat ek gedink het ek gaan vind nie. Ek is wreed ontnigterd met die verhouding. En dan is daar natuurlik mense in ons dag wat glo dat die huwelik is 'n verouderde instelling. Dit is nie meer eintlik van toepassing in die dag waarin ons leef nie. Ek kyk in die afgelope week na 'n video wat professor Johan van Rensburg met iemand voer oor die sogenaamde post-teïstiese samelewing. En ek glo dat ons leef in 'n tyd waar mense sê die tyd van God is verby. Ons steur ons nie meer aan God nie, ons steur ons nie meer aan sy woord nie. En mense wat in post-teïsme glo, sê dat God het nou saam met die samelewing verander. Hy word nou soos ons is, hy wil nou aan ons behoeftes wil hy voorsien, en daarom is hy, die God wat hulle aanbid is, pro-LGBTQ en pro-woke en pro-watse nonsens nog alles. En mense wil nie meer in die onveranderlike, allerheilige, alomteenwoordige, alsiende God hou vas en sy instruksies lees en dit noukeurig uitvoer. Ek wil vanaand waag om te sê, as mense hierdie twee eenvoudige instruksies, God se ontwerp vir die huwelik, noukeurig sal doen, en dis hoekom ek aan die begin net weer teruggegaan het na, wat is geesvervulling, wat is 'n geesvervulde lewe? As mense hierdie twee instruksies noukeurig wil uitvoer, onder die volkome heerskappy van Christus in my lewe, dan sal jou huwelik werk. Dan sal dit 'n gelukkige huwelik wees. Dis wanneer hierdie twee instruksies geïgnoreer word, en een kant toe geskuif word en gesê word, nee, dis nie vir ons nie, dis nie vir die tyd waarin ons leef nie.
Dis dan wanneer 'n mens jou vasloop, soos ek my Saterdag met die watertank vasgeloop het. En jy tot 'n geweldige ontnigtering kom. Vandag word daar baie geëksperimenteer in verhoudings met mense in die teenoorgestelde geslag. Een van die eksperimente is dat jy losbandig kan wees, dat jy soveel partners kan hê as wat jy wil, as wat jou hart begeer, en dat jy maar losbandig kan lewe. Dis 'n eksperiment van ons tyd. Mans en vroue spring rond en gaan te kere. En hulle word net al hoe ongelukkiger hoe verder hulle op hierdie pad van selfvernietiging wandel. 'n Ander eksperiment is om te sê ons gaan nie trou nie, ons gaan net saam bly. Ons gaan nie dit wat die Here vir ons gegee het, naamlik die huwelik, eerbiedig nie. Ons gaan net by mekaar intrek en ons gaan so half 'n ooreenkomsie aan. Die dag as ek nie meer lus is nie, dan trek ek. As jy nie meer lus is nie, dan trek jy. En jy het jouself geweldige skade aangedoen as dit nie uitwerk nie. Die Bybel is baie duidelik, geliefdes, dat die huwelik is nie 'n menslike uitvinding nie. Dis nie 'n menslike instelling nie. Die huwelik is deur God ontwerp. Die huwelik is deur God ingestel. Daar in Genesis 2, toe God die vrou uit die rib van die man gemaak het en na die man toe gebring het en gesê het, jy sal jou vader en jou moeder verlaat, die mans daarna, jy sal jou vrou aankleef, julle sal een vlees word. Daar het God die huwelik ingestel as 'n permanente verbinding tussen een man en een vrou die lewe lank. Dis ook nie bloot net 'n sosiale reëling nie. Die Bybel is daaroor baie duidelik dat die enigste manier waarop 'n man en 'n vrou hulle lewens intiem saam kan inrig, is onder die heerskappy van Christus binne die huwelik. Dis waar 'n mens huweliksgeluk vind. En dan soos God dit bedoel het, volgens sy ontwerp. Wie weet beter oor die huwelik as God self? Wie kan vir ons beter raad gee as hy? Niemand. Hy het dit ontwerp. Hy het dit ingestel. En daarom is die geheim om by Christus se ontwerp vir die huwelik te kom. Terwyl ek besig is met hierdie gedeelte en ek hierdie boodskap voorberei, toe kom dit by my op dat die huwelik gaan ook nie net oor twee mense nie. God het nie bedoel dat dit net oor twee mense moet gaan, wat nou by mekaar kom en wat saam in die huwelik die pad vorentoe loop nie. Maar God het bedoel dat die huwelik iets van die verhouding tussen Christus en sy gemeente moet weerspieël. Die huwelik is eintlik met ander woorde 'n tentoonstelling van die evangelie. Mens kan amper sê, die huwelik is die evangelie in aksie. Dis die demonstrasie van Christus en sy verhouding met sy gemeente. En dit beteken dat 'n Christelike huwelik baie meer is as om net saam te woon en saam te werk en saam te leef en ons lewens saam in te rig. Dis 'n demonstrasie van Jesus se verhouding met sy gemeente. En as ons nou kom by Efesiërs 5:22 tot 33, dan behandel Paulus net twee rolle. Die rol van die vrou en die rol van die man. Twee gedagtes
Die eerste keer in 'n baie lang tyd wat ek 'n preek met 2 punte het. Maar dis hoe dit hier staan, en dis hoe ek dit gaan aanbied vanaand. Die huwelik is so 'n wonderlike instelling. Dis so kosbaar. Ek dink aan die leerling dominee wat eendag vir sy gemeente gesê het, hoekom noem God dit 'n huwelik? Hy sê, want dit is so wonderlik, huwelik bly. Pragtig. En dis so kosbaar dat Warren Wiersbe in sy kommentaar oor hierdie gedeelte die tema bo aangegee het van Heaven in your home. As jy jou huwelik onder die heerskappy van die Here Jesus inrig, dan kom daar 'n stukkie hemel in jou huis in. Heaven in your home. Ek moet vir u die inleidende paragraaf in Wiersbe se kommentaar lees. Hy sê, when home is ruled according to God's word, says Charles Haddon Spurgeon, angels might be asked to stay with us, and they would find themselves out of their element. The trouble, they won't find themselves out of their element, jammer. The trouble is that many homes are not governed by God's word, even homes where the members are professing Christians. And the consequences are tragic. Instead of angels being guests in some homes, it seems that demons are the masters. Too many marriages end in the divorce court, and nobody knows how many husbands and wives are emotionally divorced, even though they share the same address. The poet William Cowper called the home the only bliss of paradise that has survived the fall. But too many homes are an outpost of hell instead of a parcel of paradise. Wanneer ons rolle verstaan en uitleef, dan kom daar hemel in ons huise. En daarom, in die eerste plek vanaand, wat is die rol van die vrou? En in hierdie feministiese samelewing van ons, is daar baie vrouens wat nie van hierdie opdrag hou nie. Baie vrouens wie se nekhare gaan regop staan as hulle hoor wat die Bybel hier sê. Efesiërs 5:22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Glo ek wat hier staan is goed en is waar met my hele hart. En ek wil u terugneem na Efesiërs 5 vers 18. Word met die Gees vervul. Bring jou hele lewe onder die volkome heerskappy van God. Dis die geheim om hieraan gehoorsaam te wees. Dink jy ek is reg as ek sê dat hierdie stelling in 2026 oor die algemeen nie 'n baie gewilde stelling is nie? Is ek reg as ek dit sê? Dit word nie goed aanvaar nie. Dit val nie vir baie mense lekker op die oor nie. Maar ek wil waag om te sê, dit behoort nie vir 'n geesvervulde vrou problematies te wees nie. 'n Vrou wat haar lewe onder die heerskappy van die Here Jesus ingerig het, wat hom aanvaar as die koning van haar lewe, die heerser van haar lewe, wat haar hele bestaan aan hom oorgegee het, sal hierdie opdrag omhels, mits die man sy rol vervul.
En daarby kom ons net nou, want ons het hier 'n wisselwerking. En as een van die twee of albei nie werk nie, dan is dit soos 'n ratkas wat is nou die mooi woord vir opsies? Wat gaan staan, dankie. Lukas sê dis die regte Afrikaanse woord. Voordat Paulus hierdie opdrag gee aan die vrouens, het hy daar in vers 21 eers gesê, wees aan mekaar onderdanig binne die gemeente in die vrees van God. En dit beteken dat hierdie hele gedeelte wat handel oor die huisgesin vloei uit die opdrag om met die gees van God vervul te word. Kan nie die twee van mekaar losmaak nie. Jy kan nie hierdie twee opdragte gaan uitleef as jy nie met die Heilige Gees vervul is nie. Dit is ontsettend belangrik om dit vanaand te snap. En dan vloei dit ook uit die opdrag van wederwysige onderdanigheid, wat neerkom, ek stel my gewillig onder die heerskappy van Christus. Geliefdes, ons moet vanaand baie mooi luister. Ek gaan my bes doen om hierdie gedagtes so goed as moontlik te verduidelik en toe te pas in die praktyk, dat ons mooi kan verstaan wat is die bedoeling van die Here vir ons huwelike. Onderdanigheid is beslis nie minderwaardigheid nie. Dit moet ons vanaand baie mooi besef. Onderdanigheid hier gaan uit en uit oor hoe, en dis hoekom hy ook wanneer hy met die mans of met die vrou praat, sommer in dieselfde asem ook die mans aanspreek. Dit gaan hier oor hoe God gegewe gesag, die man wat die hoof van die huis is, uitgeoefen word en deur die vrou aanvaar word. Wisselwerking, twee kante van 'n munt. Jy kan nie net een kant nie, jy kan nie 'n man in die huis hê wat 'n duiwel en 'n wrede diktator is, en dan vir 'n vrou sê jy moet aan hierdie man onderdanig wees nie. Ons huweliksformulier sê ook vir die vrou dat sy aan die man onderdanig moet wees en hom moet volg, sy leierskap moet volg in alles wat reg en billik is. Dit sê die huweliksformulier. Wanneer 'n man soos 'n diktator in die huis optree en hy dit die lewe vir sy vrou onmoontlik maak, dan word sy gesag negatief beleef. Dit word negatief ontvang met goeie rede, want dit was nie God se bedoeling nie. Dit was nie God se bedoeling dat die man moet dink dat onderdanigheid beteken, nou word my vrou die mat waarin ek my voete afvee. Die een op wie ek kan trap, die een wat ek kan verkleineer, die een wat ek kan minag. Dis nie hoofskap nie. Dis nie wat dit beteken nie. Het Jesus nie self sy disippels herhaaldelik geleer dat ware grootheid nie daarin lê om oor ander te heers of om die belangrikste posisie te wil beklee nie, maar om te dien. Wie is die hoof van die gemeente? Christus, nee. Sou u met my saamstem as ek die stelling maak en sê, Christus beklee die hoogste posisie in die heelal. Hy is die belangrikste persoon in die heelal. Hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. En daar by die laaste maaltyd in Lukas 22 van vers 24 af, toe twee van sy disippels met mekaar stry oor wie is die belangrikste en wie gaan aan sy regterkant en aan sy linkerkant sit.
Wat doen die koning van die konings? Wat doen die Here van die Here? Wat doen die hoof van die gemeente? Hy was hulle voete. Hy was hulle voete. Hy demonstreer dat gesag gebruik moet word om op te bou. Nie om jouself belangrik te maak nie. Nie om 'n diktatoriale heerskappy uit te oefen nie. En daarom leer die skrif ons ook in Filippense 2 vers 3, moenie enige iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. En wanneer Paulus vir die vrou sê om onderdanig te wees aan haar eie man, met ander woorde om haar man te respekteer, om sy leierskap te erken, dan roep dit die man om sy posisie in Christus vol te staan in die huis. Dan roep dit die man daartoe. Dan vra dit dat beide man en vrou hulle lewens gewillig onder die volkome en algehele heerskappy van Jesus moet inrig. Dat Jesus die koning van die huis moet word en moet wees. En dat ons lewens onder sy heerskappy sal inrig. En dis die eerste rede wat Paulus gee waarom die vrou aan haar eie man onderdanig moet wees. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Of soos wat die gemeente aan Christus is. En daarom sê ek, wanneer 'n vrou haar lewe onder die heerskappy van die Here Jesus inrig, wat nie moontlik is sonder om vervul te wees met die Heilige Gees nie. Vervulling met die Heilige Gees en die heerskappy van Christus is soos twee sinonieme, dit loop hand aan hand, soos 'n spoorlyn wat saamloop. Jy kan nie die een sonder die ander nie. Jy kan nie met die Gees vervul wees en jou lewe is nie onder die heerskappy van Christus nie. Jy kan nie sê my lewe is onder die heerskappy van Christus, maar jy is nie vervul met die Heilige Gees. Hy het nie volkome beheer oor jou lewe nie. So wanneer 'n vrou haar lewe onder die Here Jesus se heerskappy plaas en sy is vervul met die Heilige Gees en die man se lewe is onder die heerskappy van Christus en hy is vervul met die Heilige Gees, dan word hierdie rol iets heerlik. Dan word dit vir 'n vrou 'n plesier om te sê, weet jy wat, ek aanvaar dat die Here my man as die geestelike leier in ons huis aangestel het. Ek aanvaar dat hy die hoof van ons huishouding en van ons huwelik is. En ek volg hom met die grootste gewilligheid in my hart. Dieselfde geld vir ons rolle in die gemeente. Hoekom kom daar 'n opstand by mense oor die rolle wat God aan mans en vrouens in die gemeente gegee het? Want mense aanvaar nie God se heerskappy, Christus se heerskappy in hulle lewens nie. Hulle aanvaar nie wat hy in sy woord vir ons laat opteken het nie. En die tweede rede, die eerste rede het ons nou gesê, waarom moet die vrou haar eie man onderdanig wees? As gevolg van die heerskappy van Christus. En die tweede, as gevolg van die hoofskap, God gegewe hoofskap van die man. Hy sê daar, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die gemeente is. Mense wat nie hoofskap verstaan nie, wat beteken dit nie? En wat dit verkeerd interpreteer en verkeerd toepas, en 'n diktator daar in die huis word, verongeluk hierdie hele gedeelte. Bring hierdie hele gedeelte in diskrediet. Ek wil dit weer beklemtoon. Hoofskap is nie diktatorskap nie. Dis nie om op jou vrou te trap en haar te verkleineer en wat al hierdie dinge nie. Wat beteken hoofskap? Dit beteken
verantwoordelike, liefdevolle leiding, beskerming en versorging. Dis wat hoofskap beteken. Dis wat God bedoel het, dit moet teken. Dit beteken 'n verhouding waar liefde, respek en vertroue die boetoon voer in die huwelik. En die model daarvoor, Christus en sy gemeente. Dis hoekom hierdie hele gedeelte, die hele tyd hierdie woorde en hierdie wisselwerking het, die huwelik, man en vrou, Christus en die gemeente as model, as voorbeeld daarvan. Ek wil 'n baie belangrike praktiese waarheid met u deel. En dit is dat die meeste, indien nie alle huweliksprobleme ontstaan wanneer een of albei vennote in die huwelik nie werklik die heerskappy van Christus in hulle lewens aanvaar nie. Dit het ek hoeveel keer in my bediening gesien en ervaar. Maar wanneer 'n man en 'n vrou saam die Here dien, hulle saam onder sy heerskappy en sy gesag kom onderwerp, saam sy woord bestudeer, saam die Here dien in die gemeente, dan bring dit eenheid in die huis, dan bring dit harmonie. Jy kan dit nie koop nie. Jy kan dit nie verwerf nie. Jy kan dit net kry, jy kan dit ook nie afdwing nie. Jy kan dit net kry wanneer 'n man en 'n vrou hulle self gewillig oorgee aan God. Hulle self gewillig aan Jesus onderwerp en vir hom lewe. Dit bring ons by die rol van die man in die huwelik. Nou as die vrouens gedink het dat julle 'n moeilike opdrag het om aan julle eie mans onderdanig te wees soos aan die Here, luister, wat is die opdrag aan die man? Ek wil waag om te sê dis veel moeiliker as die opdrag aan die vrou. Want Paulus sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. As ons nou hier gestop het, as die volgende deel van die sin nie daar gestaan het nie, dan sou ons kon sê, ja goed, hoe werk dit nou? Moet ons nou na Hollywood toe gaan, of Hallmark toe, of na watter plek om te kyk, hoe werk hierdie liefde? Dis nie waar Paulus stop nie. Hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Hoekom sê ek, die mans het 'n baie groter opdrag as die vrouens? Dis hoe lief ons vrouens behoort te hê. Wat 'n prys, wat 'n roeping, wat 'n opdrag. 'n geweldige opdrag wat hier staan. Ja, die standaard wat die Bybel hier vir die manne kom stel, is die hoogste denkbare standaard. Manne, wie van julle sal vanaand julle lewe gee vir jou vrou? En dis wat hier staan. Soos Christus die gemeente liefgehad het. Dit lig die standaard van liefde in die huwelik na 'n nuwe standaard, na 'n nuwe hoogte. Dit maak dit geweldig, dit onderstreep weer dat die Christelike huwelik 'n beeld is van Christus met sy gemeente, verhouding van Jesus en sy kerk. God het die huwelik vir verskeie redes ingestel. In die eerste plek, in die huwelik kan ons
emosionele behoeftes vervul word. Daarom sê die Here in Genesis 2 vers 18, dis nie goed dat die man alleen is nie. Hy wil nie met olifante en leeu's en rooibokke en springbokke en kudu's en wat se goed nog al elke dag sy lewe deel nie. Hy het behoefte aan 'n lewensmaat, emosionele vervulling. Dis een van die wonderlike redes. Dit het ook 'n sosiale doel, die voortplanting van die mens. Dis hoekom die Here 'n man en 'n vrou gemaak het. Soos die Engelse dominee gesê het, not Adam and Steve, nor Madam and Eve, maar Adam en Eva, man en vrou, so het God ons gemaak. En ons hoef net ons gesonde verstand te gebruik om te weet, dis 'n wonderlike stukkie skepping. Dis twee mense totaal verskillend van mekaar, biologies, emosioneel, op watter gebied ook al, maar dis die enigste twee wat mekaar werklik kan aanvul, is 'n man en 'n vrou. Die ander goed kan nie werk nie. Dit kan nie werk nie. En dit vervul ook ons fisiese behoeftes. Jy kan maar 1 Korintiërs 7 waar Paulus praat oor die seksuele behoeftes binne die huwelik. Die huwelik is daar om daardie behoefte ook te vervul. Maar hier in Efesiërs gaan dit baie dieper. Dit sê die huwelik het ook 'n geestelike doel. Geestelike vervulling. Die huwelik is gegee dat 'n man en 'n vrou saam iets kan beleef van die liefde en die oorgawe wat daar tussen Christus en sy gemeente is. Paulus beskryf die eienskappe van die liefde wat 'n man vir sy vrou moet hê. Hy sê, dis 'n opofferende, ek hou van die Engelse woord self-sacrificial love, dis 'n liefde wat bereid is om altaar toe te gaan, soos Christus die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. Daar's nie plek in die huwelik, broeders, in jou liefde vir jou vrou, is daar nie plek vir selfsug nie. Daar's nie plek vir, weet jy wat, ek gee nie om oor jou nie, solank ek gelukkig is. Dis selfsugtig. Dis 'n 10 pond hamer wat alles verwoes. Liefde is bereid om 'n baie hoë prys te betaal, om myself oor te gee vir my vrou, soos Christus homself vir sy bruid, die gemeente, oorgegee het. Ek gaan my woorde nou versigtig kies. Hier staan nie net dat ons manne bereid moet wees om onsself oor te gee vir ons vrouens nie. Hier staan, ons moet onsself oorgee. Ons moet tot aksie oorgaan. En wanneer 'n man onder die heerskappy van Christus leef en deur die Heilige Gees vervul is, dan sal sy liefde nie selfsugtig wees nie, maar opofferend van aard. Ware agape, 1 Korintiërs 13 liefde. Maar die Bybel sê dit is ook 'n heiligende liefde. Hy sê om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Het gaan alles oor Christus se liefde vir sy gemeente. Hy het sy gemeente liefgehad, het homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, om dit eenkant te sit vir homself. Dis wat die woord hagios, heilig, beteken, afgesonder, eenkant gesit. En in die huwelik word 'n man en 'n vrou aan mekaar gegee, hulle behoort aan mekaar,
En wanneer hulle saam onder die heerskappy van Christus leef, dan is die hoofdoel van 'n man in die huwelik om sy vrou geestelik op te bou en haar geestelik aan Jesus te verbind, om haar te heilig vir die Here. Hoe wonderlik. Maar ons kan sien, dit is ook 'n liefde wat bevrediging bring. Geestelike bevrediging, vervulling. Vers 28, so behoort mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. Broeders, daai manne wat daar in die middeleeue hulle self gemartel het, en hulle eie liggame die woord verkeerd verstaan het, waar Paulus sê, ek kastei my liggaam, dat ek meer diensbaar aan die Here kan word, en toe's daar 'n klomp manne wat verstaan nie, hulle moet hulle self nou groot pyn aandoen, hulle het hulle self stikkend gesteek, en hulle het die snaakste goed gedoen, op yskoue klip, harde sementvloere geslaap. Die mooi woord is askese, né? Dit is selfmarteling. Dis nie normaal nie. Dis normaal om jou eie liggaam lief te hê, dis normaal om jou eie liggaam te versorg, dis normaal om goed na jouself te kyk. En so behoort 'n man ook sy eie vrou lief te hê en mooi na sy eie vrou te kyk, om te sien na haar behoeftes, haar te versorg, haar te beskerm. Wanneer 'n man sy vrou waarlik liefhet, waarmee antwoord die vrou? Dit waarmee die gemeente antwoord, wederliefde. Wanneer 'n man sy vrou waarlik liefhet, dan het sy vrou hom waarlik lief. En wanneer hulle mekaar werklik liefhet, dan word hulle emosionele, fisiese en geestelike behoeftes wonderbaarlik vervul. 2 opdragte. Opdrag aan die vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Kom ons deins nie vanaand terug nie. Kom ons probeer nie vanaand 'n ompad kry weg van hierdie opdrag af en te sê, is daar nie miskien 'n ander manier nie? Kan ek nie oor my man heers en steeds gelukkig wees nie? Kan ek nie die hoof van die huis wees en steeds gelukkig wees nie? Dis nie hoe God dit bepaal het nie. En wanneer 'n mens so verkeerd dink, so teen die grein van God se woord dink, dan bewys dit eintlik net een ding, en dit is dat ek is nie onderworpe aan die heerskappy van Christus en sy woord nie. Ek is nie vervul met die Heilige Gees nie. By die bestudering van hierdie gedeelte besef ons iets baie belangrik. Ons besef, wat is God se bedoeling met die huwelik? En ons het gesê, dis baie groter as bloot net 'n man en 'n vrou wat saam woon en saam werk en saam leef. Dis bedoel om 'n beeld te wees van Christus en sy gemeente en die wederwysige verhouding wat daar tussen Christus en sy gemeente is. En wanneer 'n man sy vrou liefhet, soos Christus die gemeente liefhet, en wanneer 'n vrou haar man respekteer en ondersteun en onderdanig is, soos die kerk dit aan Christus is, dan gebeur daar iets wonderliks. Die evangelie word sigbaar in ons huwelike. Die mense daar buite sien iets van die wonder van Christus en sy gemeente. En nou weet u en ek vanaand, ons is nie volmaak nie, nie een van ons nie. Ons weet ons is baie keer onvolmaak en onvolkome.
En ons skiet dikwels ver te kort aan God se standaard. En as ons oë uitvee, dan wil selfsug insluip en kom daar misverstande en maak ons mekaar seer en raak ons bewus van ons eie tekortkominge. En daarom wys hierdie gedeelte ons nie net na 'n ideaal wat ons moet nastreef nie. Dit wys ons na Christus self, die groot bruidegom. Hy wat sy bruid liefgehad het tot by die kruis. Hy wat homself gegee het vir 'n onvolmaakte kerk. Wat sou van ons geword het as Jesus ons so lief moes hê wanneer ons eers volmaak sou kom? Ons sou 'n geweldige toets gedop het. En dit beteken dat ons huwelike ook onder God se genade moet funksioneer. Soos Paul Tripp dit so mooi sê, we all want to be partakers of God's grace. Is dit nie waar nie? Ons wil almal graag God se genade beleef. Ons wil almal graag vergifnis beleef. Ons wil almal graag herstel beleef in ons verhouding met God. We want to be partakers of God's grace. But in marriage, we also become ministers of God's grace. Ons kan ook God se genade aan mekaar in die huwelik bedien. En wanneer die Here Jesus die middelpunt van ons lewens en van ons huwelike is, dan kan hy ons lewens verander. Dan kan hy ons op die pad van heiligmaking laat groei. Dan kan hy liefde herstel as dit gebreek het. En dan kan hy aan ons 'n nuwe begin gee. Die huwelik sal nooit werk as dit net gaan oor wat kan ek kry nie. Nooit. Is gedoem tot 'n mislukking. Is gedoem tot geweldige probleme. Maar wanneer ons in ons huwelike by die plek kom, wanneer ons eerlik en opreg en met ons hart en met ons siel eerder vra, hoe kan ek in my huwelik Christus verheerlik? Dan kom ons by die punt waar die Here kan werk. Mag die Here ons help. Ek besef die tyd waarin ons lewe en daar's baie, miskien selfs mense hier vanaand wat al die pyn van 'n egskeiding ervaar en beleef het. Onthou net, daar's altyd by God genade, daar's altyd vergifnis, daar's altyd herstel. Moenie nou vanaand voel, o genade, hierdie boodskap het my nou gedoem, daar's nie meer hoop vir my nie. Maar kom ons kom vanaand na die Here toe. Kom ons gee vanaand ons huwelike aan God weg. En jong mense wat nog nooit getroud is nie, wat nog 'n pragtige uitgangsstadium is, doen dit van die begin af reg. Doen dit van die begin af soos God wil hê dit moet wees. Nie eksperimenteer nie. Jy speel met vuur. Jy gaan seer kry, niemand anders nie. Mag die Here ons help dat hierdie boodskap in ons elkeen se lewens tot werklikheid kan kom. Amen. Dankie Hemelse Vader vir die wondergenade wat daar in Jesus is. Dankie dat U die huwelik gegee het as 'n toonbeeld van Christus se verhouding met sy gemeente. Help ons om in ons huwelike ook hierdie beeld tentoon te stel en uit te leef. Help ons as manne om ons eie vroue lief te hê soos Christus sy gemeente liefhet en homself daarvoor oor te gee. Help die vrouens hier om aan hulle eie mans onderdanig te wees soos aan die Here.
Ja, Here, help ons om ons rolle te aanvaar onder die heerskappy van die Here Jesus en dit uit te leef en dan te beleef wat is ware geluk. En doen dit tot eer en verheerliking van u wonderlike naam. Amen.